Ons skop die Paastyd af met Jesus se intog in Jerusalem. Palmsondag, 'n volle week van Paasweek as mens wil, tot by Goeie Vrydag, Stil Saterdag en Opstandingssondag. Nou voor ons dieper delf in hierdie spesifieke geleentheid Palmsondag, wil ek jou vir 'n oomblik uitnooi om sommer net 'n bietjie te dink oor die volgende vraag. Wat is jou verwagtinge, jou hoop vir hierdie Paastyd? Met dit in gedagte lees ons dan in Lukas 19 vers 28 tot 44. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betania teen die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: Gaan na die dorpie daaroorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkie vol vind, waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen, en as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: Die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarin gegaan en dit aangetref net soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vol losmaak, vra sy eienaars vir hulle: Waarom maak julle die donkie vol los? Hulle het geantwoord: Die Here het hom nodig. Hulle het die donkie vol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: Geseënd is die koning, hy wat in die naam van die Here kom, of hy wat kom in die naam van die Here. Vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê: Meester, berisp u disippels. Maar hy het geantwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê: As jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Want daar sal dae vir jou aanbreek wanneer jou vyande skans teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op 'n ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie. Ons almal is maar donkies. Donkies in die sin dat ons vasgebind is en stil staan. Donkies in die sin dat ons baie keer dwaas optree en vergeetagtig is. En daarom het ons roetine nodig, daarom het ons herinnering nodig. Ons moet herinner word aan die vrede en vreugde wat Jesus kom deel het met sy bediening, met sy lewe en sterwe. Maar ons het ook nodig om herinner te word aan die versoening en redding wat ons so diep nodig het, al besef ons dit nie elke dag nie. En daarom, terwyl ons mekaar sal probeer herinner aan die vrede en versoening wat ons aan die een kant het, maar aan die ander kant beslis nodig het, wil ek jou nog 'n keer vra: wat is jou hoop, jou verwagting vir hierdie Paastyd? Nou, ons het 'n geneigtheid, wanneer ons die evangelies lees of daaroor praat, om hulle almal in 'n sekere sin sal saam te skommel. Maar dit is baie belangrik om te onthou dat elkeen van hierdie 4 evangelies, elke evangelieskrywer 'n baie spesifieke rede gehad het om te sê wat hy dit sê en ook hoe hy dit sê. En daarom, waar ons vandag gekonfronteer word met Lukas se weergawe van Jesus se intog, is daar 'n klomp goeters waaraan ons fyn aandag moet gee. Wanneer ons Lukas se evangelie met van die ander evangelies vergelyk, is daar 'n paar vrae wat by ons opkom. Hoekom praat Lukas glad nie oor palmtakke of oor enige takke for that matter wat gegooi word soos wat die donkie loop nie? Hoekom verwys Lukas glad nie na Dawid of na Dawid se koninkryk nie, na koningskap nie? Hoekom laat Lukas 12 die gedeelte uit van die skare wat prys? Hy het daai deel, maar hy laat die woord Hosanna uit. Here, red ons. Here, U red ons, of kom tot ons redding, of iets van die aard. Hoekom laat hy dit uit? 'n Paar vrae wat mens opkom as mens hierna kyk. En dit laat ons wonder, wat gaan eintlik hier in Lukas se vertelling aan? Tog is dit nie die enigste goed waaroor ons wonder nie. Want as ons nou mooi onthou van Lukas 2 af tot waar ons nou trek, 17 hoofstukke later, dan sien ons hierdie interessante woorde wat die skare kwytraak. Vrede in die hemel. Vrede in die hemel, dit amper echo wat ons in Lukas 2 vers 14 kyk, vrede op aarde met die engelekore. En dan sit ons dadelik met hierdie vraag, wat het in 17 hoofstukke gebeur,
dat die klem skuif van vrede op aarde na vrede in die hemel. Wat is die belangrikheid van hierdie skuif? Is dit enigstens belangrik of is dit maar net toevallig? Wat maak ons met hierdie interessanthede wat ons in Lukas raak lees? Dan is ons weer terug by ons voorlopige erkentenis of belydenis. Ons is donkies. Donkies in die sin dat ons net soos die skare van toe iets kardinaal so gereeld mis van Jesus se bediening, Jesus se koningskap en ook die manier wat Jesus kon vertel wat God se koninkryk behels. Nou Lukas het ook iets daarvan verstaan en daarom haal hy 'n klomp van hierdie elemente uit om dit self dalk van ons makliker te maak om te verstaan waaroor Jesus se bediening werklik gaan. Hy haal byvoorbeeld nie die gedeelte uit oor die disippels wat hulle boklere uittrek en vir Jesus neergooi nie. Hoekom nie? Want dit is 'n baie belangrike en 'n diep simbool wat iets erken van afhanklikheid. Iets erken van, hoor hierso, Jesus se waardigheid is belangriker as my waardigheid. Jesus is meer waardig as my waardigheid. Ek is afhanklik van die Here. Ek is bereid om iets van my eie sekuriteit en veiligheid op te gee ter wille van Jesus se koningskap. En daarom hou hy daai gedeelte in. Dit bevestig iets van die manier wat Jesus se bediening werk. Dit is kardinaal, dit is die crux, 'n crux van Jesus se bediening. So daarom hou hy dit in. Tog is daar 'n klomp goed wat hy uitlaat en dit behoort ons dan te vra, waarom laat hy 'n klomp van die ander goeders uit? Lukas praat nie oor koning Dawid nie. Lukas praat nie oor hierdie koninklike simbool van palmtakke nie. Lukas praat nie eers oor die woord Hosanna nie, omdat al hierdie goeders op een of ander vlak polities verkeerd interpreteer kan word. Nou, daarmee sê ek glad nie dat Jesus se bediening en sy intog in Jerusalem glad nie politiese agendas gehad het of glad nie politiese implikasies gehad het nie, dit het. Maar Lukas besef dat hierdie politiese implikasies wat nie die fokus behoort te wees nie, so gerieflik of gevaarlik kan lei tot 'n plek waar ons Jesus se bediening en doel op aarde mis. So hy haal alles uit van Dawid tot palmtakke tot Hosannas om ons terug te bring by die crux van die saak. Jesus is toe nou nie die volgende koning Dawid wat Jerusalem sal verower in een of ander oorlogsin van die woord nie. Ons is donkies in die sin dat ons vredevors en Here en Redder, die skepper van die ganse skepping, van die ganse heelal, sy seun gestuur het, ons vredevors en Redder, wat vir ons gebore is, maar ons is donkies in die sin dat ons dit nie toe besef het nie, dat ons dit baie keer vandag nog nie besef nie. En alhoewel dit uit die aard van die saak 'n ongelooflike goeie rede is om die vrede vir die aarde aan te kondig en te bejuig, soos wat die engele het, mis die mense dit. Mis ons dit. En daarom selfs met die skare se prys, dat hulle 'n wanpersepsie het van wie Christus is, van wie Jesus is, skuif daai fokus. Hulle het toe nie raak gesien dat Jesus die Messias is, die vredevors is nie, omdat hulle 'n ander tipe verwagting gehad het van wie die Christus behoort te wees. En daarom mis die mensdom in 'n groot sin uit op die vrede vir die aarde wat Jesus werklik is. En dan skuif die fokus na 'n vrede vir die hemel, vrede in die hemel. Want alhoewel ons daarop uitmis, alhoewel ons baie keer Jesus verkeerd verstaan of miskyk of nie eers erken nie, of herken nie, bly God se plan met die wêreld, God se versoenende plan met die wêreld steeds aan die gebeur. Bly dit steeds 'n realiteit wat al hoe meer 'n werklikheid word. En daarom is daar vrede in die hemel. Jesus se intog in Jerusalem is deel van God se versoenende werk in die wêreld. En alhoewel ons dit miskyk, alhoewel die mense dit toe misverstaan het en misgekyk het, is dit steeds God se versoening wat nie gestop kan word nie. God se redding wat steeds 'n realiteit raak. En so tussendeur hierdie misverstand, so tussendeur hierdie geleentheid waarop ons toe en nou tot 'n groot mate uitmis, moet ons maar aan mekaar erken. In die dwaase sin van die woord is ons donkies. In die vasgevang wees in ons eie verwysingsraamwerk, in ons eie dink oor die goeders, in ons eie persepsies, is ons eintlik maar net donkies. Vasgevang, vasgebind, staan ons stil.
Ons is almal donkies. Tog bevestig die rol van die donkie in Jesus se intog in Jerusalem in iets van God se genade wat ons so gereeld mis. Sien, ja, aan die een kant is die donkie dalk hierdie eenvoudige en nederige en dalk 'n dwaase dier. Tog verklik die donkie iets van God se genade. Iets van 'n roepingsbesef. Dit verklik iets van die manier wat Jesus werk. Vandag lê die kosbare genade van hierdie teks juis in die manier waar daar oor die donkie gepraat word en dit wat met die donkie gebeur. Ek lees weer vir ons die gedeelte rondom die donkie en waarskynlik gaan jy reeds besef waarby ek probeer uitkom. Jesus sê vir 2 disippels, gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal julle 'n vasgemaakte donkievul vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra waarom maak julle hom los, moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. As ons almal maar net soos hierdie donkie kon wees. Die donkie was vasgemaak. Die donkie word losgemaak, word geroep, want die Here het hom nodig. Die Here moet hom gebruik. So Jesus kies hierdie donkie baie uitdruklik. Maak hom los, bring hom na my toe, want ek het hom nodig. Besef julle die dieper implikasie wat hierin sit? Besef julle die werklikheid wat vir ons oopgaan as ons iets begin waardeer wat hierso aan die gebeur is? Donkie wat vasgemaak is, word as dit ware losgemaak, juis omdat God die donkie nodig het. Die donkie word bevry, juis omdat God hom nodig het. Besef julle iets van wat hierso veronderstel word? Sien jy die genade raak en sien jy ook die ope arm uitnodiging wat in hierdie eenvoudige gedeelte oor die donkie vasgevang is? Ja, ons is soos die donkie. Vasgemaak, vasgebind, ons staan iewers stil. Ons is ook soos hierdie meer moderne beeld wat ons van die donkie het, wat 'n dwaase dier is. Daar's soveel goed wat ons mis, as gevolg van ons gemaksig, ons selfgesentreerdheid, ons idee van wat die waarheid is, en ons idee dat ons beter weet as ander. Meer op die regte pad is as ander. En in die proses mis ons so baie van wat eintlik aan die gang is. Mis ons so baie van wat Christus se wil werklik is. En daarom sê ek nog 'n keer, wat gebeur hierso? Jesus sê, maak die donkie los. Bring die donkie na my toe. Ek het hom nodig. En in 'n sekere sin sal ons in ons eie pad, met al ons selfgesentreerdheid en gemaksig en goeders soos dit, al ons misverstande, tog weet God dit. God weet wat in ons hart en in ons gedagtes aan die gang is. God verstaan ons misverstande of ken ons misverstande, ken al ons mislukte pogings, ken selfs al ons doelbewuste dwalings. En ten spyte van dit is daar vir ons hoop en vrede as gevolg van hierdie Paastyd. God maak ons los en bevry ons. God roep ons, kom hiernatoe. Ek het jou nodig. Deur die liefde en genade en redding en toerusting en bevryding van die Vader, Seun en Gees word ons regtig met hierdie uitnodiging as dit ware gekonfronteer. Ek maak jou los. Kom na my toe. Ek het jou nodig. Die fokus lê nie op die feit dat ons donkies is nie. Die fokus lê op die genade en bevryding. God bevry doelbewus. God bevry my en jou met 'n rede, met 'n doel. God bevry ons, maak ons los, want God het ons nodig. En met dit in gedagte, met Paastyd wat voor ons lê, wil ek jou vir 'n derde keer vra. Dalk moet jy langer daaroor dink. Wat is jou verwagting en hoop hierdie Paastyd? Ons is donkies. Ons is donkies van die Here. Ons is donkies van die Here wat losgemaak word. Ons is donkies van die Here wat losgemaak word vir 'n rede. Mag jy in hierdie Paastyd God se genade raak sien. Mag jy beleef hoe God jou losmaak.
maar mag jy ook in jou verhouding met God se roepstem hoor en sekerheid en duidelikheid kry van waar God jou nodig het, waar God jou gebruik, waar God jou reeds gebruik en waar God jou wel verder wil gebruik. En mag jy in dit alles beleef dat God se liefde en genade werklik vir jou genoeg is. Dat dit jou bevry vir 'n lewe saam met Christus. Amen.